Amen. Glo jy dit nog? Omdat hy leef, sien 'n kans vanmôre. As jy jou Bybel saamgebring het, wil ek hê jy moet dit vanmôre vir my oopmaak, daar by Jesaja hoofstuk 28, en ons gaan saam lees een versie, net vers 16. Ek wil vanmôre 'n bietjie met jou praat oor die tema verbrande monde. Verbrande monde. Daar het Jesaja 28 vers 16. Ek wil vanmôre begin deur om vir jou 'n vraagie of twee te vra. Die eerste vraag is: wie het 'n probleem om te wag? Wie sukkel met dit? Kom aan. Die tweede vraag: wie het 'n probleem met geduld? OK, die wat nie hulle hande opgesteek het nie, jy jok. Ons het almal 'n probleem met geduld. Wie het al die volgende sinnetjie gesê? Ek kan nie wag nie. Wie het dit al gesê? Ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag vir die vakansie om te kom nie, of ek kan nie wag dat dit naweek is, of ek kan nie wag tot ek op pensioen gaan nie, of sjoe, ons almal sê dit. Die laaste vraagie: wie het al sy mond verbrand? So nou en dan koop ek 'n garage paai en jy kan nie wag dat 'n paai koud word nie. Jy moet hom dadelik eet. En dan verbrand jy jou mond, of jy drink 'n koppie tee en dan is die tee warm. As jy daai eerste slukkie gevat het, dan brand jy jou mond. Onthou nou al hierdie goed. Om te wag op die Here en om geduldig te wag is 'n teken van geloof. Maar dit is seker die ding waarmee die Christene die meeste sukkel. Hoekom? Want ons woon in 'n samelewing wat alles vinnig moet gebeur. Alles moet dadelik gebeur. Daar kan nie tyd gemors word nie, want tyd is geld. En dan kry ons die ou spreekwoord wat sê dat 'n haastige hond verbrand sy mond. En daarom wil ek vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor moenie haastig wees nie. Want wanneer jy haastig is, gaan jy verseker ook jou mond verbrand. En daarom praat ek vanmôre met jou oor die tema verbrande monde. Jesaja 28, ekskuus. Die waaier vang my stem. Jesaja 28 vers 16 sê: daarom so sê die Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen wat vasgegrondves is. En dan praat hy so mooi, hy sê: vir hom wat glo, hy sal nie haastig wees nie. Hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Wie het die versie al gelees? Sjoe, dis een van daai juweeltjies wat weggesteek is in Jesaja. Vir hom wat glo, hy sal nie haastig wees nie. Dit lyk vir my of hierdie haastige ding al daar in die Ou Testament begin het, dat Jesaja moes gesê het: o my volk, hoor ge wat die Here sê, moenie haastig wees nie, want 'n haastige hond verbrand sy mond. Maar wanneer jy geduldig wag en jy genoeg geloof het, dan gebeur die dinge outomaties. Die sleutel is vanmôre eenvoudig, dat ware geloof gee rustigheid. Maar twyfel, dit maak jou hart onrustig. Dit maak dat jou hart gejaagd is. Dit maak dat jy soos 'n ou diesellorry staan en so idle en bewe. Maar wanneer jy rustig raak en wanneer jy glo in die Here dat alles gaan uitwerk ten goeie, dan het jy ware geloof. Kom ek vra jou die laaste vraagie. Wie wag op uitkoms van die Here? Jy sien, ons as Christene wag op uitkoms. Ons wag dat die Here ons drome in 'n werklikheid moet verander. Ons wag dat die Here die beloftes van sy woord in vervulling in ons lewe moet bring. Ons wag dat die Here moet opdaag, en wanneer al hierdie dinge so 'n bietjie lank vat, dan begin ons in onsself te twyfel, ons begin in God te twyfel en begin ons eie dinge doen, en dan kom die spreekwoord: 'n haastige hond verbrand sy mond. Nou, wil ek jou gou vanmôre vra dat jy moet terugkyk in jou lewe. Het jy al jou mond verbrand?
omdat jy haastig was, omdat jy nie gewag het op die Here nie, omdat jy in jou lewe besig was om self planne te maak en in 'n oogwink het jy chaos in jou lewe. Genesis 12 lees ek 'n mooi verhaal. Die Here kom by Abraham, hy sê vir Abraham, Abraham, jou nageslag so sal die sand van die see wees. En 25 jaar gaan verby en Abraham sê, ek het nie meer geloof om te wag nie. En hy kry die slavin Hagar en hulle verwek Ismael en hy verbrand sy mond. En wil ek vanmôre vir jou sê, dat ek en jy moet op 'n plek kom, waar ons in geloof rustig kan raak in die wete, dat God sal voorsien. Ons moet rustig raak in die wete, dat wanneer ons die dinge in ons eie hande neem, dat ons monde ook dan die proses gaan verbrand. Psalm 37 vers 3 sê, wees stil en wag geduldig op die Here. Wees jy net stil en wag geduldig op die Here. So pastoor, dis makliker gesê as gedaan, want ons is van geaardheid vinnige mense. Ons probeer dinge so gou as moontlik doen, en wanneer ons wag, beteken dit dat die Here nie gaan opdaag nie. Hoor jy wat ek sê? Jesaja 40 vers 31 sê so mooi, sê, dat hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Maar dan moet jy op die Here wag. En ek praat nou nie daarvan dat jy nie moet gaan werk soek nie, en dat jy nie moet wag dat dit in jou skoot moet val nie, of dat jy nie vir jou ou dag iets gaan doen nie, want jy moet wag. Nee, ek praat vanmôre daarvan dat jy wag vir die Here om 'n droom waar te maak, om jou gesond te maak, om jou begeertes te kry, om te voorsien in jou behoeftes. En ons as gelowiges moet op 'n plek kom waar ons geduldig sal sit en wag totdat die Here die uitkoms sal voorsien. Ek wil vanmôre vir jou 'n paar voorbeelde gee. Ek dink jy ken dit, maar ek wil dit graag vanmôre so bietjie herinner. Ou Josef, Genesis 37, kry 'n droom en ons ken die droom. Sy koringhaar staan regop en sy broer se koringhare buig voor hom. En hy wag en daar was 'n paar prosesse. Hy word gevange geneem, hy beland in 'n put, hy word verkoop, hy kom in die tronk, maar die hele tyd het Josef op die Here bly wag totdat hy tweede in bevel was in Egipte land. Dit praat daarvan dat hy geweet het dat as ek geloof in die Here in die put het, sal die Here my ook uithaal. As ek geloof het in die Here, al is ek in die tronk, sal die Here my uitbring, maar dan moet ek geduldig op die Here wag totdat hy die tronkdeure vir my oopmaak. Ek dink vanmôre aan nou koning Dawid. In 1 Samuel 16 word hy gesalf as die nuwe koning, maar daar gaan jare verby voordat hy die koning is. Hy moes veg vir sy lewe, hy moes homself verdedig, hy moes hom teen Saul verdedig, maar nooit het hy die troon gevat met geweld nie, want hy het geweet dat as hy op die Here wag, sal die Here ook vir hom voorsien. Jy sien, baie van ons het 'n droom of iets met ons lewe, en dan vat ons dit met geweld, en dis nie wat die Here van ons verwag nie. In geloof sit Dawid en wag deur al die seisoene van sy lewe, totdat die Here vir hom die troon en die kroon gee. Ek dink vanmôre aan ou Hanna. In 1 Samuel 1 leer ons haar ken as die vrou wat nie kinders het nie, en sy huil en sy bid en sy vra, en sy huil en sy bid en sy vra, en sy huil en sy bid en sy vra, en dit word aanhou en aanhou en aanhou, maar nooit het sy opgehou om te vra nie, nooit het sy opgehou om te bid nie, en op die regte tyd het die Here haar skoot geopen en haar 'n kind gegee, van die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ek leer ou Moses se verhaal, Exodus 2 en Exodus 3, dat hy moes op die Here wag vir die perfekte tyd om die volk uit Kanaan, uit Egipte land uit te lei. Nie sy tyd nie. Hy moes wag dat die Farao se hart sag word. Hy moes wag vir die pla om verby te gaan. Hy moes wag dat die see oopgaan, en toe alles gebeur het, toe sê die Here, nou is die uur, en hy trek op droë grond deur. Ek wonder wat sal gebeur het as Moses nie op die Here gewag het nie. Die Israeliete sou dalk in die see verdrink het. Want haastige honde verbrand ook hulle monde. Nog 'n voorbeeld is Simon.
Ek lees daar in Lukas 2:25 van hierdie man. Die Bybel sê, hy was 'n regverdige, Godvreesende man. En hy het binne in die tempel dag na dag gewag op die belofte van Jesus Christus wat eendag sou kom. En toe die Jesus met 'n babatjie met sy moeders in die tempel ingebring word, sê hy in vers 30, hy sê, my oë het self die Heiland gesien. Hy sê dat daar was 'n tyd gewees wat verbygekom het. Ek het bly wag op die Here, ek het bly wag op die Verlosser, ek het bly wag op Jesus wat kom, en op die regte tyd het die Vader die Seun gestuur. Maar wat sou gebeur het as Simon net een dag voor dit opgehou het om te wag? Hy sou sy mond verbrand het. En ek is vanmôre hier om vir iemand te sê, bly net getrou, bly net wag, bly net uithou, bly net glo. Op die regte oomblik sal God ook die oorwinning gee. Moenie dinge in jou eie hande probeer vat nie, dan gaan jy verbrande monde kry. En terwyl ek hierdie boodskap voorberei, bid ek en ek sê, Here, begin by my. Here, ek is haastig van geaardheid. Here, ek wil 'n ding nou beplan en ek wil hom môre in werking kry. Ek wil nou iets aan dink en môre moet dit werk. Ek het nie die geduld om te wag nie. Here, baie keer het ek gebid vir 'n wonderwerk en dit gebeur nie. En dan probeer ek in my eie krag om dinge te kry, om dit te laat gebeur, sodat ek ook iewers te kan kom. En die Here sê, dis nie net jy nie. Dis nie net jy nie. Ek dink vanmôre sit hier baie mense wat sê, pastoor, ek bid jare al. Ek is besig om te vra en te roep en te klop, en dit is asof ek net nie kry wat ek nodig het nie. En die Here sê, daar's 'n paar dinge wat jy sal moet onthou terwyl jy wag. En ek wil vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor om te wag, maar jy moet onthou. So wat moet jy onthou? Nommer 1. Jy moet geduldig op die Here wag, omdat, en dit moet jy onthou, dat God is nog steeds in beheer. Kan ek 'n amen kry? God is nog steeds in beheer. Matteus 8:27. Daar's 'n storm op die see. Jy ken dit. En die disippels maak Jesus wakker en Jesus staan op en die Bybel sê hy het sy hande uitgestrek en die see en die wind en alles het gekalmeer. Want God is in beheer. Kan ek dit gou weer sê? Want God is in beheer. Ek en jy kan rustig wag, want God is in beheer. Ek wag nie net omdat ek traag is om iets te doen nie. Ek wag want ek weet die God wat ek kan bid is vanmôre en tot in alle ewigheid in beheer. Ons sing dit so baie. Hy hou die hele wêreld in sy hand. Hoekom? Want God is in beheer. Psalm 97 vers 1 sê, die Here regeer, laat die hele aarde juig. Hy regeer oor ons, hy regeer oor die wêreld. En dit sê vir my vanmôre dat God is in beheer. Al lyk jou lewe in chaos, al lyk dit asof niks kan uitwerk nie, al lyk dit asof alles besig is om in mekaar te val, kan jy rustig op die Here wag, want God is vanmôre nog steeds in beheer. Psalm 103 vers 19 sê, dat sy koningskap heers oor alles. Sê gou saam met my, alles? Oor alles. En as hy koning is oor alles, dan sy koning oor my lewe. God is vanmôre nog steeds in beheer. Niks gebeur as God nie die go-ahead gee nie. Ek lees dit daar in Job 38 vers 11. Hy sê, en hy sê vir die see, tot hiertoe en nie verder nie. God is in beheer. En ek weet nie wat in jou lewe aan die gang is nie. Ek weet nie waarmee word jy gekonfronteer nie. Ek weet nie hoe val jou lewe op hierdie oomblik uit mekaar uit nie. Maar hoor vanmôre net hierdie een sinnetjie. God is nog steeds in beheer. Ek lees daar in Genesis 50 vers 50, Josef sê vir sy broers, hy sê, julle het kwaad teen my bedink, maar God het dit in goeie mee laat werk. Sjoe, hoekom? Want God is in beheer. En al lyk dit vir jou asof alles nie uitwerk soos wat jy wil hê nie. Verseker het Josef gesê, ek is in die put, ek is 'n slaaf, ek is in die tronk, maar hy het bly glo, want hy het geweet dat die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van Josef, die God van my en jou, is nog steeds in beheer. En al is die wêreld teen jou, sal God dit omdraai. Jy hoef dit nie te verstaan nie.
Sjoe, hierdie is diep. Skryf dit voor in jou Bybel neer. Ek's ernstig, jy moet dit neerskryf. Jy hoef dit nie te verstaan nie. Hy is in beheer. Partykeer as ons hier voor staan, dan dink die mense, sjoe, pastoor se lewe is daarom so mooi en perfek en hy prys die Here ons het ook probleme. En wat ek geleer het, ou Wimpie, ek hoef nie te verstaan nie. Ek hoef nie vrae te vra nie. Ek moet net weet, die Here is nog steeds vanmôre, hoe laat is dit? 10:10 in beheer. Moira, die Here is in beheer. Van die Annemarie, die Here is in beheer. Christa, die Here is in beheer. Oom Hannes, die Here is in beheer. Jy moet net vertrou. Daar's 'n ou spreekwoord en ons sê dit maklik, maar dit is so waar, dat jy moet 'n onbekende toekoms in 'n bekende God se hand sit. En wanneer jy dit doen, kry jy net eenvoudig die rustigheid wat jy weet dat God is in beheer. En ek wil jy moet vanmiddag huis toe gaan en dan skryf jy jou probleme neer. Kyk, ek het 'n folio vol. Skryf dit neer. Skryf dit met blou pen neer. En dan vat jy 'n rooi pen en dan skryf jy bo dit, God is in beheer, uitroepteken, punt. Nommer 2. Terwyl jy geduldig op die Here wag, wil ek jy moet onthou dat God altyd sorg. Wie kan daarvan getuig? Ons sing dit so baie, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou verdien. Die Bybel sê, as ons wat aardse vaders is, dan goed is vir ons kinders, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader nie vir ons goed wees nie. Matteus 6:26, hy sê, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en tog, sorg die Here vir hulle. Ek hou nogal van die volgende vers, Matteus 10:29, hy sê, 2 mossies word vir 1 sent verkoop. En tog sal nie een op die aarde val, as dit nie God se wil is nie. En dan sê hy verder, hy sê, die hare op julle hoof is getel, en julle is baie meer werd as mossies. Nou wil ek iemand vir die persoon langs jou sê, jy is baie meer werd, Lindy, as 'n mossie. En wat beteken dit vanmôre? Dit beteken, dat as God vir die mossie sorg, Ansa, dan sorg hy ook vir jou. Kan ek jou hand sien? Hoor jy dit vanmôre? Jy kan vanmôre rustig wees, want God is altyd in beheer, en omdat hy beheer is, sal hy sorg. Genesis 22 vers 14, ek hou van die vers. Hy sê, Jehovah Jireh, die God wat voorsien. Dis die God wat voorsien, en deur al die eeue heen, is daar 'n goue lyntjie deur die lewe. Die Here sal vir ons sorg. Nou 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al jou bekommernisse op hom, want hy sal sorg. Tot daardie behoeftes, daardie begeertes, wat jy uit wegsteek, dat niemand dit moet sien nie, die Here ken dit. Psalm 23 vers 1 sê, die Here is my herder, niks, sê gou niks sal my ontbreek nie. Pastoor, daar's baie dinge wat in my lewe ontbreek, bly net op die Here wag, daar's 'n belofte wat sê, hy sal sorg. Filippense 4 vers 19 sê, dat my God sal in elke behoefte van julle voorsien. Kan ek dit weer lees? My God sal in elke behoefte van my voorsien, want daar's 'n belofte in sy woord, dat die Here regeer, en die Here sal sorg. Dit maak nie saak waardeur jy gaan nie. Klein of groot, die Here is vanmôre nog steeds in beheer. Psalm 37 vers 25 sê, hoor gou mooi. Hy sê, ek was jonk en nou is ek oud, maar ek het nog nooit, ek hou van hierdie woord, maar ek het nog nooit die regverdige verlate gesien of sy kinders na brood soek nie. Hoekom nie? Eenvoudig. God sal sorg. God sal sorg. Nommer 3. Wat moet ek onthou terwyl ek op die Here wag? Ek moet onthou dat God se tyd altyd volmaak is. God se tyd is altyd volmaak. Wie verstaan die Here? Ek weet baie keer dan bid jy en sê, Here, die tyd is die tyd, maar ek het nou hulp nodig.
Wie dit al gebid? Here, môre is te laat. Môre is te laat. Ek het hulp vandag nodig. Maar dan verstaan ons nie, hoekom dit nie kom nie. O Here, jy sien hierdie probleem, of iemand wat siek is. Here, ons het genesing nou nodig, en dan kom dit nie. Prediker 3 vers 1 sê, vir alles is daar 'n bestemde tyd. Vir alles. Jy sien, geloof leer jou om te wag op die Here se tyd. Hoekom? Want die Here weet beter. Die Here weet beter. He's sometimes slow, but he's never late. Onthou net vir 'n oomblik, dan 2 Petrus 3 vers 8 sê 'n baie waar ding. Hy sê, dat vir die Here is een dag soos 1000 jaar. En 1000 jaar is vir die Here soos een dag. So wat in jou dag gebeur, is vir God nie relevant met tyd nie. Die Here werk nie volgens 'n 24 uur horlosie nie. Wag net geduldig en die Here sal opdag. Ek hou nogal hiervan. Lazarus se sissies laat weet vir Jesus, jy moet kom, my boetie is siek. En ek het al baie gewonder, hoekom het Jesus nie opgedaag nie? Jy sien, as Jesus betyds opgedaag het, het hy Lazarus gesond gemaak, en was dit 'n wonderwerk om gesond te word. Maar omdat Jesus laat was, God se tyd, kan iemand uit die doodheid opgewek word. Miskien is die Here besig, ek sê dit baie versigtig, om jou tyd so bietjie uit te rek, want hy wil jou 'n groter wonderwerk doen as wat jy nou gaan kry. Moenie die Here in 'n boksie sit nie. Moenie die Here in 'n horlosie van ons tyd probeer plaas, of in 'n kalender van ons, of in 'n week van ons plaas nie. Die Here weet beter. Die wêreld sê, Here, ek soek dit nou. God sê op my tyd. En wanneer jy op 'n plek kom om te kan wag en geduldig te wag op die regte tyd, sal jy nie verbrande monde kry nie. Ek vra so baie vrae, kan ek weer iets vra? Wie het al God se tyd in jou eie hand probeer vat en dan maak jy chaos van dit? Maar Here, dis die regte ding. Dis perfek. Here, dis ideaal vir my. En dan sê God nee. Onthou, as God nie nou ja sê nie, sê hy ook nie nee nie. Hy sê dalk net later. Nie nou nie, later. Maar Here, ek wil dit nou hê, maar jy's nog nie gereed nie. Jy sien, die Here weet wat ek en jy kan hanteer op hierdie oomblik. Hy weet dit die beste, hy het jou gevorm. So hy weet jy kan dit nog nie hanteer nie, maar dalk oor 4 dae gaan jy dit hanteer, of dalk oor 'n jaar gaan jy dit hanteer. As jy dit nou kry, gaan jy 'n gemors daarvan maak, maar wanneer jy in God se tyd kom, dan word dit perfek. Wag op die Here, geduldig, want die Here sal ook opdaag. Nommer 4, wat moet ek doen terwyl ek wag? Jy moet onthou, dat God se vrede jou hart kan beskerm. Dis een ding om te wag, maar is 'n ander ding om vrede te hê. Vrede wat in Filippense 4 vers 6 beskryf word, hy sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte heers. Here, ek het dit nou nodig. Here, ek moet dit hê. Sjoe, maar ek het vrede. Ek het net 'n vrede. Onthou, vrede is in jou hart, ten spyte van die storm wat daar buite aan die gang is. Ten spyte van die chaos wat daar buite is, het ek vrede in my hart om te weet dat God is in beheer, God sorg en dat sy tyd volmaak is. En ek wil vanmôre oor jou bid, dat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor jou hart sal heers, terwyl jy wag dat God moet opdaag. Ek spreek dit oor jou lewe. Want ek kan nogal rustig raak as ek weet, die Here gaan in elk geval vir my die ding doen. Sy vrede maak dat die rustydperk net 'n bietjie makliker is. Sy vrede bewaar die binnekant van my hart ten spyte van die buitekant. Jy sien, God se vrede is nie afhanklik van omstandigheid nie. Jesus het binne in die boot op die storm gelê en slaap, want hy het geweet wie hy is. En die oomblik wanneer jy weet wie God is, wat hy kan doen, waartoe hy in staat is, raak jy rustig. Jakobus 14:27 sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek julle, nie die vrede wat die wêreld gee nie, goddelike vrede. En is werklik my gebed, dat ek en jy op 'n plek sal kom,
wat soos Dawid in Psalm 56 vers 4 gesê het, wanneer ek bang is, wie was al bang? Kom aan. Wanneer ek bang is, nou bang is die teenoorgestelde van vrede. Hy sê, wanneer ek bang is, dan vertrou ek net op die Here. Ek vertrou net op die Here, want die Here het vrede in my hart geplaas. Matteus 11:28 sê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is, en wat sal ek julle gee? Rus. Wat is rus? Vrede. En bid ek regtig dat jy in hierdie week ten spyte van jou omstandigheid net rustig kan raak om te weet God sal voorsien. En sê dit vir mekaar. Ek weet jou lewe is de mekaar. Ek weet dit is chaos. Ek weet jy hanteer dit nie soos jy dit moet hanteer nie. Kry net goddelike vrede. En dit bring my by nommer 5 uit. Wanneer ek en jy dan wag op die Here, dan moet ons onthou dat God alreeds die uitkoms ken. God ken die uitkoms. Ek en jy ken dit nie, maar God ken dit. Jeremia 29 vers 11 sê, ek weet, sê die Here, ek weet wat ek vir jou beplan. Ek weet dit, nie ek dink nog daaroor, of ek bekyk 'n bietjie na my opsies, of ek wil net kyk wat gaan hier om die draai gebeur. Onthou, die Here word nie ontkant betrap nie. Hy word nie ontkant betrap nie. Alles wat jou ontkant betrap, het die Here alreeds 'n plan in plek gehad om dit vir jou die beste uitkoms te gee. En jy kan vanmôre rustig raak, jy hoef nie paniekerig te raak nie, want die Here weet waarheen is op ons op pad. Dit laat my dink aan 'n busbestuurder. As jy dalk Kaap toe ry met 'n bus, dan sit jy in die bus. En die persoon daarvoor, hy's in beheer. En hy ry die bus. En al ry hy 'n ompad, of al ry hy 'n draai, hy weet hoe kom hy dit doen. Hy het dalk 'n boodskap gekry van, daar's moeilikheid voor, jy moet so omry. En dan sien ek in my prentjie hoe die passasiers heeltyd na die busdrywer toe gaan en vir hom sê, maar jy ry nou verkeerd, jy moes daar afgedraai het. En dan sê die busdrywer, maar ek het 'n boodskap gekry. Jy het nie die boodskap gekry nie, ek het die boodskap gekry. Ons moet 'n ompad ry. Hierdie pad is sleg, hierdie pad is toe. Jy kry nie die boodskap nie, maar wanneer jy God in beheer van jou lewe sit, hy bestuur die bus van jou lewe. Hy kry die boodskappe, dan ry ek saam, want ek weet my kaartjie is geboek en ek gaan ook die uitkoms kry in Jesus naam. Amen. Hy weet waarheen hy op pad is. En omdat hy leef, sien ek dan kans vir môre. Want ek weet die Here weet wat hy vir my beplan. Jesaja 46 vers 9 sê, ek is God en daar is geen ander God bo my nie. En hoor gou hierdie mooi woorde. Wat van die begin af verkondig het wat in die einde sal gebeur. Wat van die begin af alreeds aangekondig het en vertel het wat in die einde gaan gebeur. Die Here ken jou paadjie, jy moet hom net loop. En in jou angs, en in jou spanning, en in jou bekommernheid, en in jou vrees, moet jy vanmôre net sê, Here, ek gaan nou agtertoe sit. Ek het mos die kaartjie gekoop om nie te bestuur nie. Ek het die kaartjie gekoop om rustig te ry en net te sê, Here, U is van hierdie oomblik af, is U die stuurman van my lewe. Ek ry saam en U weet waarheen ons op pad is. Toe Abraham so opstap teen die berg, dink ek was sy hart ontsteld. Hy moet sy enigste seun gaan offer. Maar min het hy geweet dat toe hy bo kom, die Here sê, ek sal voorsien. Sien, die Here het alreeds, toe hy sy hout en sy goed op sy arm, sy bors laai, het God geweet wat bo gaan gebeur. Hallo? Ek en jy is hier onder op die berg. Ons het ook ons kind op ons skouer en die hout en alles op ons skouer. Ons weet nie wat bo gaan gebeur nie, maar God weet vanmôre wat bo gaan gebeur. Die Here sal voorsien. Johannes 6 vers 6. Kyk Jesus om na die skare wat hom volg en die Bybel sê het hulle innig jammer gekry en hulle was honger. Honger.
En dan roep hy vir Filippus nader en hy sê vir Filippus, wat gaan ons vir hierdie skare gee om te eet? En daar was 'n hele gesprek van, wat gaan dit kos om dit te koop en waar gaan ons brood kry? Maar vers 6 sê hierdie mooi woorde, maar hy, dis Jesus, het dit net gesê om vir Filippus op die proef te stel, want hy het alreeds geweet wat hy self gaan doen. Jesus het alreeds geweet wat hy gaan doen. 1000 Jode sit voor hom en hulle moet kos kry en Jesus sê, ek weet wat ek gaan doen. En vanmôre wil die Here vir jou sê, jy's besig om rond te hardloop, om brood te koop en geld bymekaar te maak en ek weet alreeds wat ek gaan doen. Plaas jou vertroue net in die Here. Weet jy wat, is baie makliker. Dit is baie makliker om net te sê, Here, ek weet U is in beheer. Here, ek weet U gaan sorg. Ek weet U tyd is volmaak. Here, ek weet U vrede gaan my hart oorheers. Sjoe. En dan sluit ek af met die laaste punt. Terwyl ek en jy geduldig op die Here wag, want ons soek nie verbrande monde nie, moet ons onthou dat God se beloftes is waar. God se beloftes is waar. Numeri 23 vers 19, jy behoort al te ken in hierdie tyd. God is nie 'n man dat hy sou lieg, of iets sal sê en dit nie doen nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie? Ja, hy is God. As hy iets gesê het, dan gaan doen hy dit. Hoekom? Maar hoor gou mooi, ek en jy leef in 'n era waar mense se woord nie meer hulle eer is nie. Hulle sê een ding en hulle doen 'n ander ding. Jy kan niemand glo nie, jy moet altyd gaan terugkyk, is dit die waarheid? Is hulle regtig wie hulle sê hulle is? Maar die Here se woord is ja en amen. Sy beloftes is ja en amen. Jesaja 40 vers 8 sê, dat die Here se woord bly vir ewig staan, amen, punt. En miskien het jy vanmôre belofte van die Here. Sjoe, die Bybel het baie. Die Bybel het baie. Vat vanmôre die Here se beloftes. Spandeer tyd in sy woord. Kry bietjie sy beloftes, leer dit uit jou kop uit. En wanneer jy geduldig wag, dan noem jy die beloftes vir die Here op en dan sê jy, Here, U is nie 'n man dat U so iets sou sê en later berou kry daaroor nie. Nee, Here, U woord is ja en amen. Punt. Salomo het daar in Konings 8 vers 56 'n mooi ding geskryf. Hy sê, nie een woord het geval van die goeie beloftes wat die Here gegee het nie. Nie een woord het geval van die goeie beloftes wat die Here vir ons gegee het. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat God verander nie. Hy's gister, vandag en môre tot aan alle ewigheid dieselfde. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê ja en amen. Dit is wat uit God se mond uitkom. Miskien moet jy net vanmôre sê, Here, ek herinner U aan die beloftes. Ek herinner dat U het gesê U sal voorsien. Ek herinner in die beloftes dat U sê die wat op die Here wag kry nuwe krag. Ek herinner my aan die beloftes van die Here wat sê dat die Here maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke kan ek loop en geen gevaar sal naby my kom nie. Ek herinner my dat die Here het gesê, al val daar 1000 aan my een kant en 10,000 aan my ander kant, na my toe sal dit nie aankom nie. Al drink ek gif, al trap ek op adders, niks sal my skade lei nie, want die Here is vir my, sê die Bybel. En herinner die Here aan sy beloftes. Gedurig. En weet jy wat? Jy sal krag kry om op die Here te wag. Ek weet nie van jou nie. Ek is moeg vir gebrande monde. Omdat ek alles in my eie hand wil vat en self wil doen. Terwyl ek hierdie preek voorberei, bid ek en ek sê, ag Here, vergewe my. Dat ek so geneig is om goed uit die hand uit te vat. Jy weet mos hoe werk dit? O Here, ek het hierdie nodig en ons gee dit vir die Here. En as ek vanaand in die bed klim, dan vat ek gou al die goedjies terug en dan môreoggend dan staan ek weer met dit op. Maar ek wil vanmôre hê dat jy op 'n plek sal kom wat jy rustig op die Here sal wag, want Jesaja het dit gesê, hy wat glo is nie haastig. Hy wat glo is nie haastig nie. En my gebed is dat jy hierdie 6 punte deel van jou lewe sal maak. Dat jy dit deel van jou DNA sal maak en terwyl jy wag, dat jy sal glo en nie haastig sal wees nie. Kom ons sluit ons oë. Sjoe Here, ek besef vanmôre, ons woon in 'n ou besige lewe.
Ek besef vanmôre dat die ou lewe het baie druk en baie spanning en daar's baie deadlines en daar's baie dinge wat op spesifieke tye moet gebeur. Maar Here, dankie dat ek vanmôre kan rustig raak en kan weet dat U 'n belofte in die woord dat U sal voorsien. Here, dankie dat ek vanmôre kan glo in 'n lewende God. En omdat ek glo, wil ek vanmôre my probleme en my tekortkominge wil ek by U voete kom neersit en wil ek nie haastig wees nie. Here, ek wil bid dat U ons sal help vanmôre om te glo dat God nog steeds in beheer is. Dat ons sal glo dat God nog steeds by magte is om vir ons te sorg. Here, ek wil vanmôre bid dat U ons sal help dat ons by God se tyd sal inskakel, want U tyd is vanmôre volmaak. Here, ek wil bid dat God se vrede ons harte sal bewaar en sal kom beskerm, dat ons 'n rustigheid sal hê om te weet, Here, U sal ook opdaag. Here, help my om te weet dat U die uitkoms ken. Here, want as U die uitkoms ken, dan kan ek maar net volg en U sal vir my sorg. Here, baie dankie vir U beloftes. En Here, dankie dat U beloftes ja en amen is. En dat U nie van een van U beloftes sal vergeet nie. Here, my gebed is waarlik vanmôre, gee ons ware geloof om ons kalm te maak in die uur van ons benoudheid. Amen en amen.